Ons het wel net so 'n verkorte program vandag. Ons fokus op die woord van die Here. En ek is dankbaar dat u elkeen die tyd uitgekoop het om vanoggend saam te kom en saam te luister na die woord van die Here. Nou dis altyd baie interessant om te dink dat vir die afgelope 2000 jaar dan vier ons Paasnaweek of die Pasga en ons dink terug aan die groot offer wat ons Here Jesus vir ons gebring het. So vanoggend is dit so 'n geleentheid waar ek my bes probeer om dit wat al vir 2000 jaar verkondig is net weer nuut te bring. Daarom niets nie, maar net 'n ou waarheid op 'n nuwe manier. So dit is so kosbaar en dit is so wonderlik hoe die Heilige Gees werk. En soos ek genoem het, gaan ons 'n bietjie tyd spandeer in die boek Hebreërs, die brief aan die Hebreërs, vir 'n aansienlike tyd nou. So u kan so lank ook daar in die binnekamer hierdie brief lees. Kom ons lees 'n paar verse saam uit Hebreërs hoofstuk 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortreffeliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader en ook ek is sy vader, verskoon, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder, u, Here, het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit. Soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde. En u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, as jy die brief van die Hebreërs lees, dan lees jy dit deur die lens dat die skrywer graag wil hê jy moet sien dat Jesus is verhewe bo die engele, bo Moses, bo die Ou Testamentiese profete, bo alles. Hy is verhewe. Hy is die oppergesag, hy is die opperherder, hy is God. En niks in hierdie wêreld, en selfs bonatuurlik, kan met Jesus vergelyk word nie. Daarom, as jy hierdie eerste paar verse lees, dan kom jy agter, dit is presies wat die Hebreërs skrywer vir jou inlei. Niks kan met Jesus vergelyk word nie. Daarom die onvergelykbare Christus. Daar is net een. Daar is net een Jesus. Hy is die unieke, eniggebore seun van God die Vader. Ons het dit gelees. Hy en hy alleen. Onvergelykbaar, verhewe, God, koning, opperherder, oppergesag, Jesus, ons Here. Kyrios, God, Here. Nou ja, die gedeelte
behoort tog jou hart aan te gryp en dit vat jou na aanbidding toe, want jy besef dat hierdie Jesus, ons het dit gelees, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hoor daai woorde. Die Here Jesus het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Ek wil hê jy moet die prentjie sien wat die Hebreërs skrywer vir jou probeer skets. Sien dit in jou gedagtes. Ons weet, toe Stefanus gestenig word en besig is om te sterf vir sy geloof, sien hy die seun van God aan die regterhand van die troon van God staan. Hy het sy posisie ontneem, hy het opgestaan en hy het sy kind verwelkom in die hemel. Hy sit in 'n posisie van gesag, van oppergesag. En hierdie plek wat hy ingeneem het, hierdie plek aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, is 'n plek van mag en gesag en eer. Dis nie sommer maar net enige iemand wat aan die regterhand van die koning kan gaan sit nie. Maar Jesus het langs die Vader gaan sit. In vers 13 sê die skrywer, en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank vir u voete. Dis die ou vertaling. En 33 vertaling. 'n voetbank onderwerp het. Aan wie het Jesus ooit, aan wie het God die Vader ooit gesê, en selfs engele, kom sit aan my regterhand? Niemand nie. Niemand nie. Behalwe sy seun. Romeine 8 vers 34, wat is dit wat veroordeel? Of wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Kan jy daai plek sien? Kan jy daai posisie sien? Kan jy sien waar die Here Jesus vanoggend sit? Hy leef, hy is aan die regterhand van God en hy tree vir ons in. Dis die enigste plek waar iemand kan intree, hy het die oor van die Vader. Dis kosbaar. In 1 Petrus 3 vers 22 sê, Petrus sê hy, deur die opstanding van Jesus Christus wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Die onvergelykbare Christus. Hy is aan die regterhand van God, sy Vader. Dis sommer maar net enige Jesus nie, né? Alhoewel die skrif vir ons sê dat hy is ons vriend, wil ek vanoggend vir julle sê, hy is nie my buddy nie. Ek dink jy sal verstaan wat ek bedoel. Hy is 'n koning. Hy het gesag. Hy het eer. Hy leef. Die troon van God. Gaan lees gerus Hebreërs 8. Nou soos wat deur Hebreërs werk, gaan jy dit sien. Hebreërs 10:12 en selfs Hebreërs 12 vers 2. Hy, God, Christus Jesus, is 'n soewereine Here. Hy regeer. Maar hy is nie hoër as God nie. Ons moet dit net besef. Hy is nie hoër as God nie. Hoegenaamd nie. Dis ook 'n posisie van ondergeskiktheid. 1 Korintiërs 15 vers 27 sê, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. So sien die hiërargie.
Is God, Christus, die res. God, Christus, die res. Alles anders is onder hom onderwerp. Wat wys dit vir ons? Wat wys dit vir ons as die skrywer dit inlei, as hy sê dat Christus het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel? Wat sê die skrywer vir ons? Hy het gaan sit, die werk wat hy moes gedoen het op aarde, die rede waarom hy gekom het, is afgehandel. Die werk is volbring. Wanneer het dit gebeur? Die oomblik toe hy opgeneem is in die hemelvaart, in die hemele, het hy gaan sit. Ons weet aan die kruis het die Here Jesus uitgeroep, dit is volbring. Die werk wat hy gekom het om te doen is volbring. Hy het 'n volbragte versoeningswerk gedoen. Daar is geen ander offer wat ons kan bring, behalwe die bloed van die Here Jesus vir die reiniging van ons sondes nie. Niks anders nie. Dit is volbring. Maar ek wil hê jy moet die prentjie sien, die beeld sien wat afspeel in die hemelvaart, toe die Here Jesus opgeneem word in die hemele, en hoe hy ontvang is in die hemele. Hoe die engele en die skare en die serafs juig en uitroep, want die Seun van God het kom sit. Die werk is volbring. Sien jy dit? Sy werk is voltooi. Die versoeningswerk is afgehandel. Dit is volbring. Geliefdes, wat 'n voorreg om kind van God genoem te kan word. Wat 'n voorreg om te kan sê, ek is 'n Christen. Ek vereenselwig my met Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om te besef, as 1 Korintiërs vir ons sê dat ek is 'n ambassadeur van God. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Ek is gestuur vanuit die troonkamer van God. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie? Dis eer hom. Nou geliefdes, met die agtergrond, hoe vergelyk jy enige iets met die Here Jesus? Jy kan nie. Jy kan niks met hom vergelyk nie. Hy's absoluut te wonderbaar. Hy's te wonderlik. Hy's te heerlik. Hy's God. Hy's 'n koning. Geen held van die geskiedenis kan met die Here Jesus vergelyk word nie. Niemand se karakter kan met hom vergelyk word nie. Nie met sy karakter nie. Niemand se ingesteldheid nie. Niemand se bediening kan met die bediening van die Here Jesus vergelyk word nie. Hoegenaamd nie, niks kan bo hom geplaas word nie. En deur hierdie hele brief sê hierdie skrywer vir ons, Christus moet gesien word as bo die engele, verhewe bo Moses, verhewe en beter as die Ou Testamentiese priesters, en uiteindelik die offer vir sonde. En geliefdes, as jy hierdie brief bestudeer, dan gaan jy agterkom, op 'n baie meesterlike wyse, bevestig hierdie skrywer die heerlikheid en die absolute oppergesag van Jesus. En jy kan nie anders as om eintlik in aanbidding te wees vir hom nie. Wat 'n heerlike God wie ons aanbid. Nou hier's 'n paar dinge in hierdie eerste paar verse wat die skrywer vir ons uitlig, wat hierdie onvergelykbaarheid van Christus vir ons uitbeeld. Hy begin deur te sê, God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het. Dis belangrike woorde. Baie mense wonder, maar hoe het God geskep? En die woord sê, deur Christus Jesus. Baie min mense besef, as die Here Jesus nie daar was nie, was daar geen skepping nie. Johannes 1
bevestig dit. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Aan die begin. En aan die begin vat jou terug na Genesis 1 vers 1. Aan die begin het God die hemel en die aarde geskaap het. Nou nêrens deur die woord probeer die woord daai stelling verdedig nie. Hy sê dit is hoe dit is. Of jy glo dit of jy doen nie. En as jy dit nie glo nie, dan bekommer 'n mens eintlik oor die saligheid waaraan jy sê jy behoort. Want Christus is deur wie geskep is. Hoe het die wêreld begin? Deur Christus Jesus. Deur hom het God geskep. Vers 2, deur die heelal wat gemaak is. En hierdie heelal impliseer alles in tyd en ruimte. Alles. Elke liewe ding wat geskep is in daai eerste 6 dae en wat daarna gekom het, deur Christus. Deur Christus Jesus. Dis deur hom ontwerp, of dit nou atome, riviere, mere, berge, son, maan, sterre, dit maak nie saak wat dit is nie, menslike liggame, dit is die handewerk van God deur Christus Jesus. Kan enige iets met Jesus vergelyk word? Maak dit vir u sin dat die moderne teorieë en gelowe God uit die prentjie wil haal wanneer dit kom by die skepping? Haal hom uit die skepping uit en verklaar dit as een of ander groot ontploffing of een of ander snaaks ding wat gebeur het, dan verwyder jy ook Christus uit die prentjie uit. Groot aanslagte. Die woord kan ook vertaal word met deur al die tye heen, all the ages. Tyd, ruimte, energie, materie, alles. Die hele heelal en alles wat dit laat funksioneer, is die handewerk van God in 3 persone. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons dien 'n God wat ons nie kan verklaar nie. 'n God wat nie kan vergelyk word nie. 'n hoë en verhewe God. Johannes 1 vers 2 bevestig, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, sê vers 3 van Johannes hoofstuk 1. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit is nie kosbaar nie. Dit wat ons sien, die bome, die plante, die diere, die muurtjies, die alles, het ontstaan deur Christus Jesus. Kan enige iets met hom vergelyk word? Mense rig groot geboue op, hulle maak mooi beelde, mooi skilderye. Mense het groot werke al gedoen, menslike vernuf skep, maar niks wat die mens skep, nie eers die pragtige Mona Lisa, kan met hom vergelyk word nie. Nie eers die sogenaamde mooiste Picasso kan met hom vergelyk word nie. Niks. Nie eens die mooiste Clairhout kan met hom vergelyk word nie. Jesus is verhewe bo alles. Niks wat ons geskep het kan met hom vergelyk word nie. Hy het geskep. Dit behoort jou in verwondering te vat oor wie is die Seun van God. 'n tweede ding wat die Hebreërs skrywer vir ons hier uitlig, Jesus is nie net skepper nie, maar hy is die spieelbeeld van die Vader. 'n spieelbeeld. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het ook erfgenaam van alles gemaak. Dit sê van self, vir my natuurlik. En dan sê vers 3, hoor hierdie woorde. Uit hom straal die heerlikheid van God. Belangrike woorde. Die Here Jesus het telke male hierdie gesprek gevoer. Hoe is die Vader? Hoe meen jy, hoe vra jy, hoe is die Vader? Ek is dan nou al so lank hier saam met julle. Hoe vra julle, hoe is die Vader? Hier is die bevestiging, dit is presies hoe die Vader is.
kyk na Jesus en weet wie is die Vader. As jy wil weet hoe is die handelinge van God die Skepper en die onderhouer, as jy wil weet hoe hy is, bestudeer die lewe van die Here Jesus. Hy is die afbeelding, die ewebeeld van die wese van God. En baie mense probeer afbeeldinge maak van God. Nou ja, hulle val geweldig. Kan nie verstaan waarom dit vir God so 'n gruwel is, dat hy selfs 'n wet moes gemaak het, daar mag geen gesnede beelde gemaak word nie. Niks wat hom, kom ons noem dit, verteenwoordig nie. Geen afgod, geen beeld, geen uitgekapte houtstomp, geen padda op 'n stomp, geen beeldjie nie. Niks kan met hom vergelyk word nie. Hoegenaamd nie. Hy is 'n jaloerse God. En bestudeer jy die lewe van die Here Jesus, dan kom jy agter, dit is wie die Vader is. Hy is die ewebeeld, Jesus is die afbeelding, die spieelbeeld van die Vader. Paulus staan in sy bediening op die Areopagus, nadat hy beweeg het deur die stad en hy het gesien daar is soveel afbeeldinge, daar is soveel beeldjies en soveel standbeelde en soveel offerplekkies vir soveel gode en hy sien op 'n stadium daar is 'n afbeelding wat daarop staan aan die onbekende God. Nou so slim soos wat Paulus nou was, staan hy op die Areopagus en hy sê, wel ek verkondig niks niets aan julle nie, maar ek verkondig die onbekende God wat julle aanbid sonder om te weet wie hy is. Maar net om te bevestig, deur al die eeue heen probeer die mens afbeeldinge maak van God. Selfs die volk het in die slagyster getrap aan die voet van die Sinaï berg met die goue kalf. Hulle het in 'n slagyster getrap, arme Aaron. Hoe moet ons weet, wie is die God wat ons uitgelei het? Bring al julle goud, ons kap dit fyn, ons maak vir ons 'n beeld, 'n goue kalf. Dis die God. Ooh, stupid. Dom. Nie eers daai goue kalf met die suiwerste goud kan vergelyk word met die majesteit in die hoogte nie. Maar kyk jy na Jesus, dan sien jy wie God is. Dan aanbid jy hom. En aanbid jy deur hom na die Vader. Ons gaan nie deur Maria nie, ons gaan deur Christus Jesus. Ons gaan deur Christus Jesus. Ons gaan deur Christus Jesus. Jy weet, dit is vir my altyd interessant, jong, hoe die wêreld so mislei kan word, om Jesus uit die prentjie uit te skei. Kyk jy na Jesus, dan sien jy God. Uit hom straal die heerlikheid van God. Uit hom straal die heerlikheid van God. Dink vir 'n oomblik, wat het die mense wat om Jesus geloop het en gewandel het, gesien en beleef? Wat het jy al gelees in die evangelies? Wat het hulle beleef van hierdie Jesus? Die heerlikheid wat hy uitgestraal het. Is dit nie wonderlik nie? Ja, ek weet, ons koppe is so bietjie plat, jong. Jy probeer dit insien, maar jy kan nie. Ons is so gebrekkig. Dit is te wonderlik. Ek wonder hoe sou dit wees as jy net eendag langs hom kon spandeer. As die Here Jesus ook daar onder die boom jou geroep het en sê het, Saggeus, ag Ludie, klim net bietjie af, kom hier. Ek gaan na jou huis toe vandag. Terwyl hy daar aan ete was en hier kom 'n vrou in met 'n ou emmertjie albaste salf en sy kom in en sy kom salf sy voete. Die reuk, die heerlikheid. Toe hy daar op die grond met sy vinger gaan skryf het. Nou ja, die wat sonder sonde is, wat nou maar die eerste klip en gooi.
die heerlikheid wat hy uitgestraal het. Dink by jouself. Ons moet nie die Bybel net lees soos wat ons 'n storieboek lees nie. Hier gebeur baie dinge. Jesus straal die heerlikheid van God uit. Jesaja kom in die teenwoordigheid van God die Vader. Hy kom in die heerlikheid in die hoë hemele. En hy val neer onder die voete van God die Vader. Hy val neer. Want hy hoor, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. En die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En hier beweeg die Seun van God, wat die heerlikheid van God uitstraal. Wie of wat kan met Jesus vergelyk word? Niks en niemand nie. Niks en niemand nie. Nou ja, die wese, sy wese, die ewebeeld van die wese van God. Wat is dit? Dis wie God is. Dis wie hy is. Genadig, barmhartig, regverdig, goed. Nou ja, noem al die karaktereienskappe wat jy kan. Die mooier woord vir karakter is die attribute van God. Noem dit op. Dis wie Christus is. Hy het 'n direkte weerkaatsing, die ewebeeld, die karakter van God. Is diep. Is wonderlik. 'n derde ding wat die skrywer vir ons uitlig, Jesus Christus. Nou ja, hy het nie net deur hom is dit nie net geskep nie, hy is nie net die ewebeeld en die afbeelding of die spieelbeeld van die Vader nie, maar hy is ook die onderhouer van die skepping. En baie teorieë bestaan oor hoe hierdie wêreld onderhou word. En ons almal sê, man, Newton het hierdie ding ontdek en die appel het op die ou se kop geval toe ontdek hy iets. Nee, hy het niks ontdek nie. Dit het nog altyd bestaan. Hy het net 'n naam gegee vir dit. God het hierdie goed geskep en Christus onderhou hierdie planeet. Vers 3. Hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Niks wat in hierdie wêreld gebeur is buite orde nie. 'n Kind van God kan nie sê ons lewe, en ek weet ons trap baie vinnig in hierdie slaghuister, ek ook as gevolg van ons menslike natuur, ons lewe in chaotiese tye. Ja, dis nie chaoties nie, God weet, hy onderhou. Ons lewe, het jy die woorde, ek weet jy gaan dit erken, want kyk, dit kom nou al van COVID af, en nou alweer met die petrolpryse wat deur die dak is, ons lewe in onsekere tye. Onsekere tye. Nee. Deur sy magswoord hou hy alles in stand. Elke natuurwet, elke ding op hierdie wêreld, in hierdie wêreld, jou lewe, my lewe, alles. Deur sy magswoord. Daarom kan ons nie vra wie is in beheer van hierdie wêreld en wie die aarde nie, want Christus is. Hy hou dit in stand. Aan die een kant dra Jesus die wêreld deur sy groot soewereiniteit. Ons sing daai ou kosbare kinderliedjie. Die ou kleinste babietjie hou in sy hand. En wie hou hy nog in sy hand? Ja. Die hele wêreld hou hy in sy hand. So ek hoop jy sien twee groot hande met 'n aardbol. God, Christus Jesus, die Here, wat die seisoene bepaal. En dit is my so interessant, jy weet, ons almal kom daar uit Suid-Afrika uit, verskillende dele in Suid-Afrika, waar die seisoene ietwat anders lyk as hier. Maar daar onderhou God die seisoene, en hier onderhou God die seisoene. Ons dink, jong, dit reën hopeloos te veel in Nieu-Seeland. Maar God hou dit in stand so. Dit is hoe hy dit bepaal het. En dan kyk ons na Suid-Afrika, dan sê ons, jong, daar in die Noord-Kaap kan dit maar gerus 'n bietjie meer reën. Maar God hou dit in stand so. Dit is hoe hy dit wil hê. Deur sy soewereine mag. Ons kyk by die skool, videoetjies van waar dit baie koud is en kinders wat met skool toe gaan, dan sien jy plekke van -70 grade Celsius.
Dan sê ek soos, wie lewe daar? Maar God hou dit so in stand. Hy het dit so bepaal. En deur sy magswoord hou hy alles in stand. Daarom dat ek nie kan verstaan dat mense nou of ek weet nie van hoe lank af al praat oor global warming nie. Ek weet daarom ook nou nie meer nie, hoor. Want sekere plekke word net nie warmer nie en ander plekke hou dit ook net nie op reën nie. Hoekom nie? Want God hou hierdie wêreld in stand. God hou dit in stand. En as God bepaal het dat hierdie wêreld eendag in die verlede nou sal verwoes word deur 'n storm en deur vloedwaters, en het dit so gebeur. Noag is getuie daarvan. En God het bepaal dat hierdie wêreld waarin ons leef sal verwoes word deur vuurreën. Dit gaan verwoes word deur vuur, dan gaan dit so wees, want hy onderhou hierdie wêreld. Niemand kan met Jesus vergelyk word nie. Verstaan ons die magswoord waarmee God, Christus Jesus, die planeet in stand hou. Alles wat geskape is, hou hy in stand. Nou ja, daar's 'n tweede bedoeling ook met hierdie woord in stand hou. Dat hierdie wêreld na sy doel beweeg. Hy bepaal die doel. En alles funksioneer soos wat hy sê dit sal gebeur. Niemand anders nie. Hy hou die hele wye wêreld in sy hand. Is onder sy beheer. Die psalmdigter sê, my tye is in sy hande. Ons weet nie, en die beste bewys daarvan is, ons weet nie. Wanneer het God bepaal dat my aardse lewe sal beëindig nie? Niemand weet nie. Daar is niks so seker soos die dood nie. Maar hoe ons daar en wanneer ons daar gaan uitkom, weet ons nie. Maar wie weet? God weet. God weet. Wie kan met hom vergelyk word? 'n Laaste wat natuurlik die skrywer vir ons sê, ook daar in vers 3 aan die einde, nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nadat hy die reiniging van ons sondes bewerk het, die grootste. En ek dink uit die aard van die saak, dis waarom ons hier is, oor hierdie naweek. En wat ons gedenk, herdenk, aan terugdink, wat ons eer, wat ons vier, waaroor ons bly is dat Christus Jesus die reiniger van ons sondes is. Wie kan met hom vergelyk word? Wie kan doen wat hy gedoen het? Die woord van die Here sê vir ons, maak nie saak wat die offer is wat ek bring nie, sal nie my sondes reinig nie. Niks. Absoluut niks. En jy sal nie glo nie, weer eens die mens het al baie pogings in die verlede aangewend om dit te probeer doen. Vandag nog kruip hulle op hulle knieë op baie hoë trappe op en gaan deur 'n sogenaamde goue deur, net om die reiniging van hulle sondes te bewerk. Dit gebeur vandag nog. Kruip op hulle knieë rond, slaan hulle self, kastei hulle liggame, hou op eet, hou op drink, net om die sondes af te was, net om die reiniging van hulle siele te bewerk. Hulle probeer, maar dit kom nêrens. Hoekom nie? Hoekom kom dit nêrens nie? Hulle soek dit buite Christus. En geliefdes, dit help nie om die reiniging van jou sondes buite Christus te soek nie. Ons weet ons probeer. Jong, ons probeer baie dinge. En ek kan vir u dit sê, as jy Christus plus iets probeer, dan gaan dit ook nie werk nie. Want hy alleen, deur Christus alleen. Is dit nie wat ons bely nie? Deur Christus alleen. Hy het die reiniging van ons siele bewerk. Nou ja, baie probeer hulle sonde te rasionaliseer, jong, dis hoekom ek dit doen. Ander probeer dit weg verklaar as een of ander siekte of psigologiese wanaanpassing, dis waarom, en dis hoekom ek sondig en wat se dinge nie alles nie.
Ander probeer hulle sondes toesmeer deur mooi goddelike, goeie godsdienstige werke. Dit werk ook nie. Ander probeer hulle laat doop sonder Christus. Dit werk ook nie. Hoekom nie? Want dit is buite Christus. Net Jesus kan jou siel bevry. Dis waarom hy gesterf het aan die kruis. Geliefdes, as dit moontlik was, as dit hoegenaamd moontlik was, dat die bevryding van my siel bewerk kan word deur iets wat ek doen, dan is die dood van die Here Jesus nie nodig nie. Jesus en hy alleen, deur sy versoenende, plaasvervangende dood aan die kruis. Wat beteken dit? Die siel wat sondig, die moet sterf. Geliefdes, ek moet sterf. Jy moet sterf. Maar hy het in ons plek die straf van die sonde gedra. Hy en hy alleen. Jesaja 53, kosbare gedeelte, gelees dit. Jesaja 53, spandeer hierdie naweek en pyns 'n bietjie oor Jesaja 53. Maar hy is ter wille van ons oortredinge. Nou, as jy dit lees, haal die ons uit, dan sit jy jou naam daarin. Maar hy is ter wille van Ludik se oortredinge deurboor. Ter wille van Ludik se sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir Ludik die vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir Ludik genesing gekom. Nou sit jou eie naam daarin. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sondes op hom laat neerkom. O geliefdes, wie kan met Jesus vergelyk word? Wat homself in die tuin van Getsemane onderwerp het. Vader, as dit u wil is, neem hierdie beker van my af weg, as dit u wil is, maar as dit nie u wil is nie, nogtans nie my wil nie, Here. Vader, mag u wil geskied. En hy het hom onderwerp. My skuld, my straf, my sonde, het hy aan die kruishout gedra. 1 Johannes 1 vers 7 en tot 9 sê, maar as ons in die lig leef soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van elke sonde. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy doen dit. Hy is getrou, hy is verhewe, hy is regverdig. En geliefde, as jy met jou sondelas na die voet van die kruis toe kom, en die Here Jesus vra vir die reiniging van jou sondes, sal hy jou wegwys? Sal hy jou wegwys? Nee, hy sal nie. Hy sal jou vergewe. Hebreërs 9 vers 11 tot 14. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, en ook nie met bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. Wie kan met Christus vergelyk word? Niemand nie. Nie is die beste hoëpriester in die Ou Testament nie. Psalm 51 vers 2, toe die profeet Nathan by Dawid gekom het, en nadat hy by Batseba ingegaan het, sê Dawid, Psalm 51 vers 3, wees my genadig, o God, na u goedertiere, en hy delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Doen hy dit? Het hy Dawid vergewe? Hy het. Het hy Dawid skoon gewas? Hy het.
Hy het hom vergewe. Op grond van die bloed van die lam. Onthou alles wys heen. Gaan nie nou verduidelik nie. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Geliefde, u wat luister, kan nie getuig hiervan. Kan nie getuig van 'n oomblik waar God deur die Heilige Gees jou oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel en jy daar by die voet van die kruis gaan lê het en gesê het, Here, ek besef ek is 'n sondaar. Here, ek besef ek is vasgevang in hierdie sonde kettinge. Here, ek bely my sonde. Here, was my skoon. Was my, en ek weet ek sal witter wees as sneeu. Al was jou sonde soos skarlaken, sê Jesaja, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Nie ons eie pogings nie. Geliefdes, ons is nie hierdie naweek besig om ons eie pogings te herdenk nie, maar dit wat die Seun van God gedoen het en nog steeds doen vandag. Die reiniging van ons sondes. Jy weet, Titus 2 vers 14 is kosbaar. Wat het die Here Jesus kom doen? Kan enige iemand, enige iets met hom vergelyk word, wat homself vir ons gegee het? Wat homself vir my gegee het, om ons te verlos, hoor hierdie woorde, van alle ongeregtigheid. Hy het homself gegee vir die verlossing van alle ongeregtigheid. Ja, ook hy troetelsondes, daai goed wat ons swakhede noem. En daai goedjies wat ons foute noem, alles, alle ongeregtigheid, nie 'n bietjie nie, alle. En hoor hierdie woorde, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Wie, wat kan met Jesus vergelyk word? Niks, niemand nie. Die werk wat hy kom doen het is uniek. Dit wat hy gegee het homself, kan niemand anders gee nie. Hy en hy alleen kan en wil my reinig van alle ongeregtigheid. Ek sluit af. Dis 'n menslike ding om mense met mekaar te vergelyk, dinge met mekaar te vergelyk. Ons doen dit in die rugby, skramskakels met mekaar te vergelyk. Agterspelers met mekaar te vergelyk en spanne, hierdie is beter as daai ene. Wat ook al dit mag wees. Mense vergelyk selfs predikers. Mense probeer profete vergelyk met Christus, maar niks, absoluut niks, kan met Jesus vergelyk word nie. Niks. Die skrywer in Hebreërs het dit probeer. Hy het probeer om Moses met Jesus te vergelyk, of Jesus met Moses, en hy het probeer om die Ou Testamentiese priesters met Jesus te vergelyk, en selfs die engele, en hy het gesê, Jesus is onvergelykbaar. Hy is verhewe, hy is God. En die gevolgtrekking is, niemand en niks kan met Jesus Christus vergelyk word nie. Hy is verhewe, hy is onvergelykbaar. En die vraag, geliefdes, ken jy hom as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Kom ons bid saam. Onse Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend net om u woord kon wees. Here Jesus, niks en niemand kan met u vergelyk word nie. U is hoër, u is verhewe, u is God.
En Here Jesus, ons verhoog U, sodat elkeen wat na U kyk, gered kan word, verlos kan word. En Vader, ek bid, as hier iemand is vanoggend wat nog nie hierdie getuienis in die hart dra nie, o Here, dat U sal oortuig, maar dat U ook die wedergeboorte sal skenk, die ewige lewe, die vergifnis van sonde, die reiniging van sondes. Ons aanbid U, Here Jesus, U is aan die regterhand van die Vader. U is God. Ons aanbid U. Seën ons oor hierdie naweek, seën ons gedagtes, terwyl ons U woord oordink en ons harte inwy en regstel, Here, ook vir Sondag, dat U ook daar met ons sal ontmoet. Berei ons harte voor, terwyl ons Sondag ook om die tafel van die Here sal wees, om brood te breek en die dood te herdenk, en natuurlik die feit dat U leef. Amen.